So lekker om die Here te loof en te prys. Ek dink nie daar's iets in hierdie wêreld wat ons vergelyk met die teenwoordigheid van die Here nie. Dit is lekker om die Here te dien. Amen. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is lekker om sy kind te mag wees. Dit is lekker, man. Dit is nie 'n swaar saak nie. Kyk, dit raak 'n swaar saak as ons nie beluister nie. Maar dit is lekker om die Here te dien. Dit is regtig waar, ek sal dit ruil vir niks in die wêreld. Ek sê nie dit is maklik. Dit is baie moeilik. Die challenge is baie rof en die aanslag van die vyand is daar, maar dit is lekker. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is lekker om te weet, maar die naam is geskryf in die boek van die lewe. Dit is lekker om te weet dat ek behoort aan hom. Ek is duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ek eer die Here. En as ek en jy die challenges het en aanslaan, dan moet ek weet, ek is ergens nie waar ek moet wees. Wat bedoel ek daarmee? Wil die woord van die Here sê, dat verbaas julle nie oor die 4 goed van vervolging, as ook iets vreemds oor julle kom nie. Julle sal gehaat word, die vyand gaan nie van jou hou nie, hy gaan jou aanval, hy gaan op elke gebied probeer, maar die Here kom klaar oorwin. Hy is klaar oorwin, en ek en jy moet net vashou aan die Here, en ons moet mekaar bemoedig, en ons moet vir mekaar bid, en ons moet vashou. Ek wil vanmôre met u praat, oor iets wat die Here op my hart gelê het. En ek wil met u saam lees uit Psalm 103 vanaf vers 2 tot en met vers 14. En daarna sal ek so 'n paar ander plekkies ook saam lees. Maar ek wil begin by Psalm 103 vanaf vers 2 tot en met vers 14. Hy sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weer bekend gemaak en aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel nie met ons, nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat vermaaksels ons is, gedagtig dat ons stof is. Ek wil vanmôre weer sê dat ons gaan in 'n tydperk waar ons is, waar daar 'n geweldige aanslag op kinders van die Here se lewens is. En as ek praat van lewens, praat ek nie net van my asemhaling nie, ek praat van my geestelike lewe. My verhouding met die Here is op hierdie stadium onder aanslag. Of jy dit glo of nie, jy as kind van die Here, as jy aan Jesus behoort, as jy jou hart vir die Here gegee het, gaan die vyand probeer om jou moedeloos te maak, om jou te laat twyfel in dit wat God reeds in jou lewe gedoen het, om jou op 'n plek te kom waar jy gaan voel, Here, sien U my raak of sien U my nie raak nie, waar ek gaan begin twyfel ook in dit wat God vir my op die kruis van Golgotha gedoen het, waar ek gaan voel dat die Here, maar ek loop nie in hierdie vryheid nie. As ek vanmôre moet vra,
of hier mense is wat vanmôre voel, dat Here, ek het nie regtig daai vrymoedigheid om na die Here te praat soos wat ek gehad het op 'n tyd. Dat ek loop met hierdie pakkie van shame en ek voel ek het God ergens gevaar langs die pad en daar was 'n tyd gewees waar ek vuur en vlam vir die Here was en nou is ek op 'n plek waar soveel goed gebeur het in my lewe, soveel aanslaan en eintlik was daar soveel verkeerde besluite gewees en dinge wat ek gedoen het en soveel van ons staan vanmôre. Ek is nog steeds lief vir die Here, maar ergens het ek my vrymoedigheid verloor om met hom 'n verhouding te kan hê soos wat ek met hom gehad het die eerste keer toe ek my hart vir hom gegee het. En as ek vir julle eerlik wees, baie van ons loop met hierdie goed. Ek het al geval in my verhouding met die Here en dan probeer ek weer net op die plek kom waar ek was. Ek weet nie, is iemand wat al so was, want was 'n tyd gewees wat ek daar op 'n plek was. Maar as ek langs die pad bietjie al, ek nie dat ek nie meer lief is vir die Here nie. Maar dan kom ek uit myself uit en ek probeer weer by die plek uitkom waar ek was. Nou probeer ek werk. Die eerste keer toe God my lewe gered het, maar het hy al die werk gedoen. Hy het die salvation werk gedoen, hy het die verlossing werk gedoen. Ja, ek het sy naam aangeroep en I believe en ek het begin gehoorsaam wees aan dit hy nog gehad het. So ek was nie ongehoorsaam nie, ek het nie geleef soos wat ek wou leef nie. En ek wil vanmôre dit duidelik maak, ek is nie besig om te praat van eenmaal gered, altyd gered en genade is daar dat ek kan leef soos wat ek wil nie. Dit is glad nie waarin ek praat, want ek glo nie dit nie. Genade is nie daar sodat ek kan leef soos wat ek wil en glo dat God gaan my maar net red nie. Nee, ek moet ook gehoorsaam wees. Ek moet ook heilig wees want hy is heilig. Maar ek praat vanmôre daarvan dat as kinders van die Here ons op 'n plek kom waar dalk nie meer so bid soos wat ek gebid het nie. Waar dit vir my nou moeiliker is om te bid soos wat ek op 'n stadium gebid het. Waar dit nou vir my moeiliker is en wanneer ek na myself as kind van God in die spieël kyk, dan voel ek sleg. En dan probeer ek uit myself uit goed doen wat ek gedoen het die eerste keer toe ek gered was. Maar die verskil is die eerste keer toe God my siel red, toe het dit van nature gekom dat ek wou bid. So dit was vir my makliker. Because it was by the power of the Holy Spirit that that ignited a fire in my soul, and I wanted to read the Bible. I wanted to pray. I wanted more of Him. It was a natural move of God's Holy Spirit that happened at the cross of Calvary. When I gave my life to Jesus, something happened within my soul that stirred up the Holy Spirit power within me. En dit was vir my nie so moeilik om te bid nie. Is dit so? Maar nou het ek ergens 'n fout gemaak. En nou probeer ek uit myself uit weer myself regverdig, sodat ek net weer aanvaarbaar vir God kan wees. Met ander woorde, met baie respek, ek probeer doen wat Jesus gedoen het. Jesus paid it all for me, so now I try to pay it so that I can earn my way back. Here, miskien as ek nou weer begin Bybel lees, dan gaan ek meer verstaan wat ek vanmôre sê. So the natural move is, ek het nou die dag so oulik gehoor, wat sê dat works will never produce salvation, but salvation will produce works. Hoor dit mooi. Works will never produce salvation, but salvation will produce works. So there's a natural thing when I got saved that is happening through the Holy Spirit, where dit is 'n beweging van die Heilige Gees wat in my is en dit raak vir my maklik om die goed te doen wat God wil hê ek moet doen, want dit word gebore uit die krag van God wat in my lewe is. Dit word gebore deur die Heilige Gees en ergens het ek begin afdwaal en het ek nie die vuur van God in my lewe aan die gang gehou nie. Ergens het ek begin, so we started with the power of God, but somewhere we end up trying to earn it. Staan dit baie mooi.
En nou probeer ek sê, miskien as ek dieselfde goed gedoen het wat ek toe gedoen het, so as ek nou ook weer net moet begin bid, het jy al getraai bid sonder die krag van die Heilige Gees? Jy kan met die mooiste bedoeling besluit, hierdie week gaan ek bid. Hierdie week gaan ek Bybel lees. Jy sukkel. Hoekom? Because I'm trying to do something that can only be done by the Holy Spirit within me. So wat moet dan gebeur in my lewe? Ek moet verstaan dat Jesus het klaar alles gedoen sodat ek met hom 'n verhouding kan hê. En uit my verhouding uit met hom moet hierdie goed gebore word. Out of relationship things, dit moet 'n proses wees waar ek graag wil Bybel lees want ek het hom lief. Dit moet 'n proses wees waar ek wil bid want ek het hom lief. Dit moet nie 'n proses wees waar ek probeer Bybel lees sodat ek vir hom aanvaarbaar kan wees nie. Dit moet nie 'n proses. So we trying to earn something that's supposed to be natural. Ek bedoel as ek en my vrou ons is in 'n verhouding, maar as ons nou in hierdie relationship is waar alles wat ek doen nie is omdat ek dit graag wil doen nie. So ek doen dit maar net sodat sy moet happy wees. Hoe lank gaan jy volhou met dit? Dit gaan vir 'n ruk werk. Het jy al probeer om iemand happy te hou? Omdat jy dit doen om vrede te bewaar. En die eerste keer wanneer hulle unhappy is, nadat jy alles gedoen het, wat is jou reaksie? Ek het nou alles vir jou gedoen en nou is jy nog steeds unhappy. Al hierdie opofferings, maar as jy try, het jy ooit iets gedoen omdat jy dit graag wil doen, omdat jy iemand, jy gee nie om, of hulle dit raak sien, or you just do it because you love them. Jy doen dit omdat hulle jou alles in jou lewe is. Jy wil dit graag doen. They don't ask it, you do it. But the other way around, en dit is waar die vyand dan kom, wanneer ek en jy uit onsself uit iets doen, en dan loop ons met hierdie skuldgevoel waar ek geval het, terwyl God alreeds gesê, as jy na my toe kom, sal ek alles wat jy verkeerd gedoen het, wegvat, en ek sal nooit weer daaraan dink nie. Dit is asof dit nooit gebeur het nie. So kom net eers by my, en dan hoef jy nie uit shame uit te probeer terugwerk, wat jy verloor het langs die pad nie, maar jy kan met vrymoedigheid na my toe kom. Ek is bereid om jou te vergewe, van wat jy verkeerd gedoen het, van waar jy van die pad afgegaan het. God gee nie goedkeuring aan wat ek, maar as ek berou het, kan ek na hom toe gaan, sodat ek deur hom gehelp kan word, want hy is die enigste een wat my kan red, wat my kan regverdig, wat my kan heilig. Ek kan nie myself heilig, ek kan in heiligheid wandel, nadat hy dit gedoen het, deurdat ek gehoorsaam is aan die stem van die Here, en ek nie die goed doen, wat ek nie moet doen nie, want I cannot save myself. It's only by the blood of Jesus Christ. It's only by the complete work of the cross. En die sit mense vanmôre in hierdie plek, en die vyand sê vir jou, maar hoe kan jy jou handjies opsteek vanmôre? Hoe kan jy vanmôre? Jy moet net eers weer op die plek kom, as miskien as jy weer daar kom, waar jy was van waar jy uitgeval, miskien dan, jy kan nie daar kom nie, want hoe het jy in die eerste plek daar uitgekom, uit jou eie krag uit, of deur die krag van Jesus Christus, deur die krag van it was by the power of Jesus. That's how I ended up there. En if I want to get back, ek wil vanmôre vir jou sê, ek het 'n surprise vir jy gaan nie terugkom waar jy was nie. Ja. Woord van Here sê selfs die klei val dikwels in die hand van die pottebakker, en dan maak hy wat? Iets niets. Because if I end up where ek het dan geval, waar was ek geval? Hoekom wil ek weer daar uitkom waar ek geval het? So Lord, just do something new in me. Here, doen 'n nuwe werk in my. Hy sê al vergaan die uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. And we're trying to move back. En ja, dit is goed, ek moet 'n mikpunt hê, but God says, this morning I want to do a new thing in your life. Ek wil 'n nuwe restaurasie bring. Ek wil 'n nuwe aanraking bring, sodat jy weer verlief kan raak op hom, sodat jy weer deur die Gees van God gelei kan word.
so many people are trying to earn their way back into salvation. En ek wil vanmôre vir jou sê, there's only one way. Jesus sê, ek is die deur, die weg en die waarheid. Niemand kan na die Vader gaan behalwe deur my nie. Ek moet jou aanroep vanmôre en sê, Here, ek is verlore. Maar die vyand het reg gekry dat ons met condemnation rondloop. En sê, ek weet nie, hoe kan die Here my help? Ek weet nie, ek moet net eers ek praat met hom op 'n ander dag. En ek nooi hom en ek sê vir hom, oom, jy moet bietjie saam kom kerk toe, man, kom bietjie kerk toe, en ek het sy seun gaan besoek en hy sê, woord aan my is pastoor, ek geniet nog 'n biertjie by die braai. Laat ek net eers die biertjie en die goedertjies los, as ek dit gelos het, dan sal ek die Here kom dien. Ek wil net eers hierdie goed uitsorteer, en sê vir hom, hoe gaan jy jouself red? Hoe kan jy jouself eers verander? Jy sien, dit is die probleem met die kerk, nie oral nie. Maar die kerk sê, gaan kry net eers jou lewe, en gaan sorteer net eers alles uit, en dan kom dien jy die Here. Hoe in die lewe kan ek en jy myself red? Hoe kan ek moet by Jesus uitkom, sodat hy my kan verlos, hy my kan red, hy my kan herstel, hy my uit die moddersluit uit kan haal. We need to get to Jesus first, so that he can do the work, even al het ek geval na die tyd. En hoeveel mense loop met vrees vir die dood en vir die wegraping en van alles. Kinders van die Here. Hoekom? Because I'm walking in condemnation. Ek loop in vrees dat as Jesus gaan kom, gaan ek dit nie maak nie. Ek praat van mense wat ek het al mense sien wat raar probeer om die Here te dien. Maar hulle is so bang, hulle gaan dit nie maak nie. En alles wat hulle doen is uit vrees uit, omdat hulle bang is hulle gaan verloor. En ek wil sê, dit klink ook goed. Die enigste vrees wat ek nie is vrees vir God. The fear of God. En die vrees van God is 'n goeie vrees. Is 'n vrees van agting en respek en eer en ooit vir die groot amazing goed. Maar daai vrees is nie, baie mense het daai vrees dat God staan heeltyd met 'n sambok besig. Is jy net 'n foutjie maar papa, dan gaan die Here jou bykom met die sambok. Ja, daar is 'n verskil tussen die tigtiging van God en die veroordeling van God. Hy sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n leeu en God is 'n verterende vuur. Maar God sê aan die ander kant ook, ek tigtig hulle wat ek lief het. Wat is tigtiging? My kind nie wil luister nie, dan met die boutjies brand. Beteken dit ek het hom nie lief nie? Beteken dit ek gaan hom weggooi? Beteken dit dat hy is condemned? Nee, dit beteken dit, miskien sal die oortjies nou oopgaan, dat jy nou kan luister en nie aanhou om dieselfde foute te maak. So God tigtig my. Glo vir my, maar ek sal eerder deur God getigtig word, as dat ek op 'n plek kom waar ek die gees van God verloor. Ek sal eerder deur God getigtig word en tereggewys word, waar ek met my hart wil praat as dit nodig is, sodat ek gered kan word en ek my ook kan inleef, as wat God moet stil bly en ek ergens onder die oordeel van God moet inkom. So, Here, raas dan eerder met my. Here, moet die 10 keer op 'n dag met my raas. Ek like nie om te raas nie, en ek is 'n slegte pa. Glo vir my, dis nie lekker om te raas nie. My kinders dink baie keer, dis lekker om te raas. Dit is nie lekker om te raas nie. Ek sal verkies om nie te raas nie. Ek sal verkies dat daar gehoorsaamheid moet wees, en samewerking moet wees. En ek dink God verkies dieselfde. Hy sal eerder wou gehad het dat jy moes gaan luister. Maar ons loop in so groot vrees, dat elke foutjie wat ek maak, God my gaan weggooi. Ek belang eendag gaan ek deur 'n moeilike tyd jong gered. En vir 'n oomblik in my jong geredde lewe, ek maak toe 'n fout en ek bid nie soos wat ek moes bid nie, maar ek het niks vreeslik ernstig nie. Die volgende oomblik sit ek met die vrees dat ek die gees van God verloor het. Het jy al op baie plek gekom en waar jy begin worry het? Sê, Here, het die gees van my al weggeneem. En dan begin jy in 'n donker paadjie afloop. Want jy begin jou oë uithou en weet jy wat, as jy nie die gees van God gehad het, nie sal jy nie gehoor het daarin nie. Wie dan daar die Spirit, jy sal jou hart verhard teen God. Jy sal nie omgee as die gees van God nie daar.
Maar dit is die pad wat die vyand, hoeveel van julle het al die gister, Here, ek weet daarom nie. Here, asseblief, nee, Gees om my al wegneem, alles uit vrees uit. Nou sê God se woord vir my, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Waarmee werk die vyand? Vrees. En die jy kan regkry dat jy vrees dat God het sy rug op jou gedraai. Dan ek in jou moeilikheid. Want nou probeer ek weer terugverdien wat God volmaak gedoen het op die kruis van Golgotha. Beteken dit ek moet dit ligtelik opneem as ek fout maak? Nee, maar as ek berou het, kan ek na hom toe gaan en sê, Here, ek sê jou. Maar die vyand wil jou vrymoedigheid steel om na God toe kan gaan. En baie mense, en ek sê dit altyd, ons moet verstaan, daar is 2 stemme. Dis God se stem, die Heilige Gees se stem, en daar is die duiwel se stem. Praat dan nie van die 2, as jy sê klein goedjies, nee, is die klein goedjies nie. Heilige Gees is alles behalwe klein, hy is 'n groot magtige wese. En die vyand is ook, is nie, hy is ook 'n groot ouetjie. Maar ek wil nie aan hom eer gee nie. Maar hierdie 2 stemme, die woord van Here sê dat die aanklaer van die broeders is die duiwel, wat ons aankla dag en nag by goed. So daar's 'n stem wat aankla. En dan staan 'n stem wat oortuig. Want die woord van Here sê dat die Gees van God kom om te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. 2 stemme. Hoeveel mense het al gesê die Heilige Gees kla my aan? Maar wat doen 'n aanklag? Het 'n aanklag jou al ooit na God toe gedryf? Nog nooit nie. Dit varieer, hoe kan ek nou kerk, hoe wil jy kerk toe gaan, môreoggend, hoe wil jy jou hande in die kerk gaan opsteek, jy gaan eers jou saakie moet regkry, jy sien die vyand gaan vir jou ook baie mooi vertel, jy moet nou maar eers hier by die huis bid, en jou dinge hier by die huis uitsorteer, dan kan jy weer kerk toe kom, want hy weet, daar's nie 'n manier, as jy by die huis is, dat jy dit gaan regkry nie, so hy gaan met mooi gedagtetjies kom, so, vat nou eers hierdie week, en sonder so 'n bietjie af, moenie nou kerk toe gaan nie, jy kan hierdie ding op jou eie eers uitsorteer en dan kan jy weer kerk toe gaan. Maar jy kan nie nou kerk toe gaan en jou hande gaan opsteek in die kerk nie. Jy het dan nou so verkeerd opgetree. Jy sien, dit is die aanklag. Maar wat doen die oortuiging? Die oomblik toe ek faal, toe kom die Heilige Gees en sê, dit is nie die regte ding om te doen nie. Wil jy nie gaan vergifnis vra nie? Wil jy nie gaan regmaak met jou vrou? Waar jy nou verkeer, wil jy nie regmaak met jou man nie, kom ek lei jou, kom na my toe, dat ek jou net kan help. Die oortuiging bring my, dat ek weet dat ek droog gemaak. Die aanklag vat my vrymoedigheid weg, om na God toe te kan gaan. Ek het nog nie een keer, wanneer ek 'n aanklag gehad het, lus gehad om begin bid nie. Want ek het skaam gekry. Maar dan was daar 'n ander stem hier binne in my gedryf het sê, ja goed, jy moet gaan bid. Jy moet hierdie ding by God gaan uitsorteer. Jy moet op jou knieë val en jy moet repent en jy moet vir die Here sê, jy is jammer en dan kom jy die aanklag en sê, maar hoe kan jy nou vir God, as jy dit nou te vinnig doen, gaan dit lyk of jy nie regtig berou het nie. Jy nou dadelik sommer net na God toe gaan dit lyk of jy dit, nee, kastei eers jouself so 'n bietjie en straf jouself eers so 'n bietjie sodat jy dan na God toe kan gaan, want dan het jy dan ons iets gedoen om vergifnis te verdien. Sê maar eina as jy nie kan anders. Hoeveel keer het ek en jy al probeer om vergifnis te verdien? Ek kan nie. Dis nie verdienste nie. Dis 'n gawe van God. En ek sê nou, en ek sê weer eens, genade is nie daar dat ek kan ligtelik leef soos wat ek wil en elke keer maar net teruggaan, sê Here, ek is jammer nie. Nee, ek praat van wanneer ek en jy regtig struggle en ons sukkel. Die vyand kom en hy hou mense vanmôre weg van jou calling, hy hou jou weg van jou roeping, hy hou jou weg daarvan om 'n verhouding met God te hê, want jy loop heeltyd met condemnation, en sê Here, maar ek wil so graag, maar ek sal nie vir die aanklaer luister nie.
Ek sal na die oortuiging van die Heilige Gees luister. Al moet ek 10 keer op 'n dag vir my knieë val voor God en sê, Here, ek het berou, maar hy is die enigste ene wat my kan help. Hy is die enigste ene wat my kan red. Hy is die enigste ene wat my kan verlos. Hy is net deur sy Gees en deur die volmaakte werk van die kruis van Golgotha en die vyand het vermoor iemand in die plek weggehou. Luister wat sê 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 9 tot 10 en 13 tot 19. 1 Johannes hoofstuk 4 ek haas my om by die einde te kom. Hy sê hier in vers 9 van 1 Johannes hoofstuk 4, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Vers 13, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het geleer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nog nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad. Maar in ander woorde, wat praat dit? As ek nie die kennis het van hoe God my lief het en wat hy alles gedoen het vir my nie, then I'm going to start fearing. Hoekom? Want ek het nog nie die volkomenheid van wat hy vir my gedoen het, wat hy vir my betaal het. I don't walk in this, ek loop nie in die oorwinning wat Jesus vir my gegee het nie. I'm still trying to earn something God did on the cross. Maar wanneer ek verstaan dat ek is nie hier as gevolg van hoe lief ek hom het nie. Dit het alles begin by hoe lief hy my het. Jy moet dit verstaan, dat dit het alles begin, maar onthou dat sy liefde sluit teregwysing in. Dit so, volkomenheid van sy liefde beteken, nie net ek is nou gered, ek kan leef, dit beteken tigtiging, dit beteken teregwysing, dit beteken alles wat nodig is om my op die pad te kry. Maar wanneer ek in die liefde van God in kan kom, het ek vrymoedigheid om na hom toe te kan gaan. Dit was bietjie moeilik geweest om my kinders hierdie geheim te leer. Wat se geheim? Dat al het hulle droog gemaak, kan hulle met my kom praat. Hulle het nie altyd hierdie vrymoedigheid geleer ken nie, want as hulle nie my liefde vir hulle verstaan het en verstaan het dat ja, ek gaan dalk hard praat. Ek gaan dalk paar voorregte wegvat vir hulle. Maar wat ek doen ek omdat ek hulle lief het en omdat hulle my liefde vir hulle ken en verstaan, het hulle vrymoedigheid om na my toe te kom en sê, luister Papa, ek het droog gemaak. Verstaan jy dit? Maar wanneer daar 'n ontbreking van liefde is, wanneer hulle nie verstaan dat my liefde is groot genoeg om hulle foute te dek, sodat ek hulle kan help en hulle teregwys en vir hulle sê, hier is die regte keuses, kom ek wys vir jou wat om in die situasie en wanneer my liefde heeltemal ontbreek en baie
ongelukkig kinders word in hierdie tipe liefde groot, waar daar nie liefde is nie. So dit is net straf. En dan het kinders nie die vrymoedigheid om met iemand die pa te praat nie, want hulle weet die God gaan gaar wees. Daar's geen genade by nie. Maar by God is daar genade ook by. Maar hierdie genade sluit die regwysing in. Maar as my kinders nie my hart ken, sal hulle nooit vrymoedigheid hê om met my te kom praat as hulle faal nie. Maar as my kinders my hart ken, en hulle verstaan, ja, ek is 'n streng ou, maar dis nie al wie ek is nie. Ek is ook iemand wat nie onredelik is nie, wat sal verstaan, en wat sal help. Partykeer miskien eers na die boutjies brand. Maar dit sluit altyd hulp, teregwysing, liefde en omgee in. En die woord van die Here sê ek is 'n slegte pa. En hy sê julle wat slegte vaders is, weet om goeie dinge vir julle kinders te goeie gawes, hoeveel te meer in jou hemelse Vader. En as jy probeer verstaan wat ek vanmôre vir jou wil sê, is dat die vyand wil jou weghou van die enigste een wat jou kan help vanmôre. Die vyand wil jou weghou van die enigste een wat jou kan red vanmôre. Wat weer jou verhouding met hom kan herstel. Wie beter om te vertrou met 'n verhouding as die een met wie jy in die verhouding wil wees. En God sê vanmôre dat hy wil iemand in hierdie plek. I found it, there's somebody in this place that I felt so much failure, dat jy voel net dat, hoe kan God my nog lief hê? Here, ek voel so koud, ek voel so leeg, ek voel so ver. En die Here sê vanmôre, maar ek kan alles doen. Want die verskil tussen God en my is, ek het liefde, hy is liefde. Dis die verskil. Ek het liefde, maar hy is liefde. En ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte in Romeine hoofstuk 5, vanaf vers 5 tot 11. Romeine hoofstuk 5, vanaf vers 5 tot en met vers 11. Hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, God het my volkome lief gekry, nie my sondige toestand aanvaar en sonde aanvaar nie, maar hy het my lief gekry, volkome toe ek nog 'n sondaar was. En uit daai liefde vir my uit, het hy sy seun gestuur om vir my te sterf, sodat ek met hom kan versoen word. Ek kan vergewe word en ek hom kan help om met hom 'n verhouding te kan hê. Toe ek hom nog nie eens geken het, toe ek nie eens geweet het ek het Jesus nodig nie, het hy my lief gehad. Alhoewel hy sonde had, alhoewel hy niks van my toestand van gehou het nie, het hy geweet dat as hy nie in Jaco Duisel se lewe ingryp nie, gaan Jaco Duisel nooit gered word nie. As hy nie iets gaan doen om hom uit te kry nie, gaan ek dit nooit op my eie kan maak nie. En in my sondige toestand, toe ontmoet ek Jesus. En ek kry ontmoeting met goddelike liefde. En ek word gered deur genade. Maar luister nou wat nou is ek gered. Nou het ek my hart vir die Here gegee. Wat sê hy vir ons verder? Veel meer dan
sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roep ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening gekry het. Met ander woorde, as God dit alles vir my gedoen het, om my gered te kry, sy seun gestuur het, die prys is hy dit alles gedoen het, toe ek dit nog glad nie verdien het nie. Hoeveel meer sal ek nie nou dat ek sy eiendom is, deur hom gehelp kan word, om gered te bly, om heel gemaak te word, en om die hemel te maak nie. Hoekom sal hy dit alles vir my doen, toe ek in sonde was, en nou dat ek gered is, swem jou nie swem, nou moet jy maar kyk, hoe gaan jy by die hemel uitkom. En dit is hoe die vyand ons laat voel, Here, nou moet ek by die hemel uitkom, maar jy kan dit nie deur hom doen nie, sonder hom doen nie, jy kan dit nie doen. Jy moet verstaan dat hy net soveel vir jou wil doen, nou, as wat hy vir jou gedoen het, toe ek in sonde was. Hy stel nou nog net soveel in jou belang om jou gered te kry, gered te hou, verlos te kry, herstel te kry, heel te kry, as wat hy gedoen het voor die kruis. En dit is waarmee ons sukkel, because I believe before the cross and after the cross I start to struggle. En jou, hoekom sal hy alles vir my doen voor die kruis om my gered te kry, en nou is ek op my eie. En die Here wil vanmôre hê dat jy en ek net weer na hom toe kom en sê, Here, ek weet nie eers hoe gaan U my help nie, maar U is werk. Here, ek weet nie hoe om uit hierdie gemors uit te kom nie. Ek weet nie om uit hierdie verkoude toestand uit te kom nie. Ek weet nie om uit hierdie biddeloosheid uit te kom nie. Here, ek weet nie hoe om uit hierdie Here, ek het so begeerte om net weer 'n verhouding met God te hê. Ek het so begeerte om net weer die gees van God se teenwoordigheid te voel. Ek het net weer so begeerte, Here, maar ek weet nie om daar uit te kom nie. Ek het geprobeer. Maar dan sit ons in ongeloof. Ek weet daarom ek die Here dit vir my moet doen. Ek dink die Here is kwaad vir my. Ek dink die Here kry my in die hande. Terwyl God staan vanmôre sê, ek het jou gekoop met die duurste prys ook. Hoekom sal ek hierdie prys vir jou betaal en jou nou net los? Hoekom gaan hy jou nou los en nou net self sukkel om by die hemel uit te kom? Hy het jou lief. En hy wil hê jy moet vrymoedigheid hê om na hom toe te kom en sê, ek sukkel. Die Here weet daar's daar wat ek sukkel in my geestelike lewe. Dis nie altyd maklik. Maar jy is 'n pastoor, ek is 'n mens. Daar's daar wat ek meer vra het as antwoorde. Daar's daar wat die woord nie altyd vir my sin maak nie. Ek die Bybel lees en sê, Here, dit wat ek hier lees en dit wat ek voel en dit wat ek deurgaan, kom nie by mekaar uit nie. Maar ek het vrymoedigheid om na my God te kan gaan en sê, Here, ek is nie nou so geestelik as wat ek moet wees nie. Ek bid dalk nie nou so oulik as wat ek kan bid wanneer ek goed voel nie. Maar Here, dankie dat ek na U toe kan kom om nog steeds gehelp te kan word. Dankie dat ek vrymoedigheid kan hê of voel ek koud of leeg, om te weet, Here, U handel nie met my volgens my swakheid. U handel nie met my volgens my tekortkominge nie. U handel met my volgens U grootheid en U goedheid. Met ander woorde, God gaan nie net werk as ek kan werk. Want die woord van die Here sê, ek kom trou, God bly getrou. En die vyand wil jou laat voel het, omdat jy nie daar is nie. God verwag van jou eers daar uit te kom en dan kan jy weer aangaan. En God sê, ek wil jou hier vat, waar jy geval het, en dan gaan jou hand vat, en dan gaan jou optel. En dan gaan jy die pad stap, en dan gaan jou help
jy gaan weer uitkom, waar ek wil hê jy moet uitkom. Here, maar weet jy om daar uit te kom, het jy in die begin geweet? Het jy klou gehad om daar uit te kom? Maar jy het geweet dat hy is die deur, hy is die weg. En daarom sê hy, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Die geheim is that I need to believe, I need to have faith in him. Not faith in my ability to save myself, faith in his ability to change me. Geloof in hom om verslawings in my lewe te kan verbreek. Geloof in hom om die werk te doen met die goed wat ek probeer loskom van. Want hoe lank die hel probeer loskom van goed, en dan elke keer dan dink jy net, die Here, terwyl God sê, jy al gesien as jy 'n kind wil help, wat alles wil self. Hulle raak maar dan so frustreerd, dat jy op die einde van die dag gee hulle tog oor, nadat hulle miskien die ding al word gebreek het. En dan sê die Here, kom ek help jou nou net eers om hierdie ding heel te kry. En dan wys ek vir jou hoe, want ek weet hoe om jou te help. Ek staan op jou voete saam met my verwoord. Weet jy met wie die Here vanmôre praat nie. Maar ek wil hê jy moet met vrymoedigheid daar waar jy steek jou oë toemaak. En jou hande opsteek en besef dat God ken elke gedagte. Hy ken jou hart, hy ken elke stem, hy ken die hartseer, hy ken die frustrasie. Daar's niks van jou wat God nie nou raak sien en weet van nie. Maar meer as dit alles, hy weet presies hoe om jou te help. Ek mag miskien nie weet. Hy weet presies om jou weer by die plek te bring waar hy wil hê jy moet wees en jy wil uitkom. En al wat God vanmôre vra, surrender. Trust me. Gee oor aan my. Laat my gees toe om die werk te doen. Net nou wanneer as ek vra dat die orkes na vorentoe sal kom,